Laaste liedjie vanmôre sê, come unto Jesus. As jy vanmôre behoefte het te versoek, kom net na die Here toe vanmôre. Sê net, Here, ek wil my hand vanmôre uitstrek en ontvang wat ek van U nodig het. Come unto Jesus. Give Him your life today. Come unto Jesus. Let Him have His way. Come unto Jesus. Give Him your life today. Come unto Jesus. Let Him have His way. I know there are things in your life you think He can't forgive. He'll forgive and forget, my friend. He'll show you how to live. Come unto Jesus. Give Him your life today. Come unto Jesus. Let Him have His way. Come unto Jesus. Give Him your life today. Come unto Jesus. Let Him have His way. Vader, U het vanmôre gesien wiele hande in verwagting, in afwagting en in geloof opgesteek het. Gesê het, Here, ek ontvang. Ek dank U, Here, dat U vanmôre aan hulle gegee het na mate die vlak van hulle geloof. En Here, waar die geloof dalk 'n bietjie kwyn, vra ek dat U die geloof sal versterk, sal vermeerder, Here, dat ons alles kan ontvang wat U so graag vir ons wil gee. Vader, al die lof, al die eer, die prys en die aanbidding, dit kom U toe. En ons sê dankie in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie band. Baie dankie, kan die sitplekke inneem. Dit is altyd vir my 'n voorreg om saam met sulke bekwame musikante en sangers te kan saam sing. Ek wil net vanmôre net verskoning maak vir Lemar en Divan en 'n paar van die ander lidmate van ons kerk wat op Hoërskool Brits se DK kampus staan vir dienskomitee. Vir ons ouer mense is die ou prefekte. So hulle is daar, hulle behoort seker so 11:00 by die huis te wees. En dan, Anke, ek sien jy's hier vanmôre. Sy is daar by Meisies Hoër in Pretoria en sy het ook donderdag op pappa se verjaarsdag het sy balkie ontvang en baie geluk Anke ook en mag die Here jou wysheid en insig gee as jy leierskap en leiding moet neem, dat die Here jou wysheid en insig sal gee en dat mense verstom sal staan deur die mate van jou wysheid en volwassenheid waar jy dan volgende jaar leier sal wees daar. En dan wil ek sommer vir al die ander studente, ek weet nie, asseblief, jy moet vir ons laat weet, moenie hier sit en sê, hulle het hom geluk gewens, maar nie my kind nie, my kind het dit gedoen en dat, as ons nie weet nie, kan ek dit nie afkondig, en ons wil dit afkondig, ons is trots op ons kinders,
wat die naam van die Here hoog hou, daar waar die Here hulle in posisies plaas. So asseblief, as u kinders presteer het, of selfs u self, dan moet u ons asseblief laat weet. Soos ek vanmôre sê, die woord gaan bietjie iets anders wees vanoggend, en 'n mens sou dink, hoekom moet die kerk 'n dag op sy sit om die Bybel, ek wil nie so veel die woord vier gebruik nie, maar dat ons net opnuut die woord van die Here erken. In die huwelik, in verhoudings, oral, wanneer ons gemaklik raak met goed, dan begin ons dinge van selfsprekend aanvaar, en dis baie keer waar die probleme begin. Ons sê, ek het dit nie bedoel so nie, maar ons optrede uit gewoonte laat mense dink ons het dit met opset gedoen. En dis hoekom, en ek wil nou nie daar afgaan nie, ek wil nou oppas, want leierskap en huwelik is my gunsteling onderwerpe, maar dis hoekom baie keer ons moeilikheid in die huwelik het, want ag wel, my vrou weet wat ek bedoel het, sy weet ek is lief vir haar, sy weet ek gee om, en ek hoef nie elke dag vir haar te sê nie, maar die huwelik is werk, en jy moet juist werk aan die dinge wat jy aanvanklik sommer maar net gedoen het. Asseblief moenie jou hand opsteek nie, en dame moet nou nie hoes of jou man in die ribbenspomp nie, maar jy dalk die deur vir haar oopgemaak en die deur toegemaak, en dan was 'n ou verrassingkie vir haar hier en daar, maar soos die jare verby gegaan het, en manne, moenie daai verskoning, ja, maar ons is nou volwasse, en ons is nie meer verlief nie. Ek dink dis waar die probleem ook kom. Bly verlief. Want ons verloor daardie verliefdheid, en dit word net met liefde vervang. Maar ek dink manne, kom ons daag mekaar uit hierdie week. Kom ons raak weer verlief op ons vrouens. Asseblief dame, moet ook nie môre sê, wat gaan met jou aan? Wat het jy nou verkeerd gedoen as ek vir jou blomme bring? Onthou net wat ek vandag sê. Kom ons raak net weer verlief. Kom ons hou net mekaar se hand vas. As jy in die kar ry, hou mekaar net bietjie vas. Bietjie daar gaan stap by die huis. Jy weet wat jy gedoen het toe jy verlief was. Sien, die probleem is, die man is die jagter, en ons sit jag, en ek minag nie 'n dame nie, asseblief, maar dit is hoe God ons gemaak het, en sodra hy die prooi het, dan, wel, ek het haar, ek is nou getroud, sy is myne, so, sien, dis die gevaar. Kom ons raak weer verlief. En dit het eintlik niks met die Bybel te doen nie, behalwe in Openbaring praat die Here Jesus deur Johannes, want Openbaring is die openbaring van Jesus aan Johannes. En Johannes praat met die gemeente in Efese, en hy sê, ek het een ding, hy noem 'n klomp goed, waar die Here op trots is. Hy sê, man, ek moet julle erkenning gee, ek moet julle lof toe besing vir dit en dat, en dan sê hy, maar, ek het een ding teen julle, jy het jou eerste liefde verloor. In ander woorde, julle is nie meer verlief op my nie. They were going through the motions, they were doing the right things, but the love was not there. En manne, dames, beide kante, selfs kinders en ouers aan kinders, jy kan doen wat jy doen, maar as die liefde ontbreek, beteken dit niks, jy mors jou tyd. Maar wanneer jy iets doen met liefde, omdat jy wil, en jy doen dit met oorgawe, mense voel dit aan. Volgende keer, of aan die einde van die diens, gaan ons 'n liedjie sing. Sing hom uit jou hart met liefde vir die Here, en dan gaan jy huis en jy sing hom net omdat jy moet sing. Jy gaan dadelik 'n verskil voel. So vandag kom ons, en ons bede is dat die Here ons weer 'n eerste liefde vir sy woord gee.
2 Timotheus hoofstuk 3 vers 16 en 17, the King James Version says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Die Afrikaans sê die hele skrif. Dit beteken die Ou Testament en die Nuwe Testament. As mense wat sê, ons leef nou in die Nuwe Testament, gooi die Ou Testament weg. Ek gaan nou vir julle wys hoekom ons dit nie kan doen nie. En anders sê nee, ons bly in die Ou Testament en weet jy, dis nog gevaarliker. Want dan is jy onder die wet. En ek kan vanmôre vir jou 'n paar dinge van die wet vertel wat 'n paar mense in hierdie dorp se dood sal veroorsaak. Kinders, as jy ongehoorsaam is aan jou ouers, sê die Bybel onder die wette, het die ouers en die mense, die kinders buite die dorp gevat, hulle het gestenig met klippe totdat hulle sterwe. God verdra nie ongehoorsaamheid en oneerbiedige kinders teenoor hulle ouers. En dis hoekom sê die Here, eer jou vader en jou moeder, sodat dit met jou goed kan gaan en jy lank mag lewe. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. En ek wil vanmôre net vir pastoor Christo Maree erkenning gee. Hy het 'n aanbieding gedoen. Hy was verlang by die Bybelgenootskap betrokke en hy het 'n aanbieding gaan doen en ons het van sy notas by hom bekom om net 'n bietjie meer inligting vir u te gee oor die Bybel. En as ons kyk vanoggend, die Bybel bestaan uit 66 boeke wat in 2 gedeel is. Daar is 66 boeke in die Bybel. En hulle is in 2 gedeel. Die Ou Testament bevat 39 boeke, waarvan 30 auteurs of skrywers is. Die Nuwe Testament is 27 boeke en daar is 15 of 16 skrywers. Nou sê vir my, hoekom is jy nie seker nie? Want die Hebreërs is daar nie definitief 'n skrywer toegeken nie, maar die teoloog beweer, as jy na die sinskonstruksie, die bewoording en die manier van die skrywe, dan wil dit vir ons blyk asof Paulus die skrywer van Hebreërs is, maar dit is nie amptelik nie. Daarom sê ons 15 of 16 skrywers. Now the New Testament is in the Old Testament contained. So in ander woorde, kom ek sê, jy kan nie die een van die ander net weglaat nie. Die hele skrif, die Ou en die Nuwe Testament, en hierdie beteken dat die Nuwe Testament bevat is in die Ou Testament, en die Ou Testament is in die Nuwe Testament verduidelik. Die Nuwe Testament is verborge in die Ou Testament, maar die Ou Testament is geopenbaar in die Nuwe Testament. Nou dit klink Grieks. Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Maar wat dit beteken is, wanneer ons kyk, ons lees die boek van Levitikus, en baie mense sê, pastoor, ek verstaan nie, wanneer praat van hierdie offer, en daai offer, en dit en dat. In Levitikus is Jesus se kruisdood die offer verborge, maar wanneer ons in die Nuwe Testament lees, en ons sien die kruisdood van Jesus, dan verstaan ons wat die offer in die Ou Testament was, dat 'n lam moes sterf, bloed vergiet moes word, om die sonde van die mens in die Ou Testament te bedek, maar dank God vanmôre, in die Nuwe Testament, toe Jesus aan die kruis sterf, en sê dit is volbring, het die bloed van Jesus jou sonde weggewas. En ek wil net vanmôre ons musiekspan komplimenteer. Ek sê al lank al, daai bewoording van een van ons liedjies is verkeerd, en dit is reggestel. Die liedjie sê, Jesus' blood has covered my sin, I believe. Dis vals. Die Bybel sê, die bloed van Jesus was my sonde weg. So ons het 'n aanpassing daar gemaak. As jy in 'n ander kerk kom, hulle sing, I know he rescued my soul, his blood has covered my, dan sê, his blood has washed my sin. Sy bloed
was ons sonde weg. Die Ou Testament, of die hele Bybel, is oor plus minus 1500 jaar geskryf en gedruk, en ek gaan nou vir die verduidelik. Aanvanklik is die Ou Testament in Hebreëus en Arameers geskryf. Nie Engels nie, en nog minder Afrikaans. Ek gaan nou vir die verduidelik hoe jonk die Afrikaanse taal en die Bybel eintlik is. So aanvanklik is Hebreëus en Arameers gebruik om die Ou Testament te skryf, en die lande waarin dit tevore kom was Judea, Babylon, kolonies van Mindere Asië, Griekeland en Rome. Daar is 3 ou Bybels in die wêreld, die 3 oudste vorms van die Bybel. Die eerste een is die Sinaiticus. Hy is omtrent 330 jaar na Christus is hy geskryf volledig, en hy is op dierevel geskryf. Die Ou en die Nuwe Testament. 66 boeke, helfte Ou Testament, helfte Nuwe Testament, soos wat u Bybel voor u het. Die tweede oudste is die Vaticanus, wat 380 jaar na Christus geskryf is, en hy is tans in die Vaticaan in Rome en bestaan uit meer as 700 bladsye. En dan derdens, die derde oudste Bybel is die Adrianus, 450 jaar na Christus, en jy kan hom vandag besigtig in die Britse Museum in Londen. En ek maak nou 'n stelling, listen carefully, through all the ages, the Bible with all 66 books contained in it remained the same. Ek gaan dit beklemtoon. Van die heel eerste opskrywing van die woord wat die Bybel is, het hy nog nooit verander nie. Daar was nie eens op 'n tyd 20 boeke, nou is daar 60 en dan was daar 80. Hy was altyd soos jy hom voor jou het. Net in aanvanklik Hebreëus of Arameers. In 1382 het 'n man met die naam van John Wycliffe die eerste Bybel in Engels, die volledige Bybel in Engels, het hy vertaal. In 1483 to 1536, William Tyndale translated the New Testament from the Erasmus Greek New Testament, and the Old Testament he translated from the Hebrew. Then in 1488 to 1568, Miles Coverdale translated the Bible from German and Latin. In 1535, the Coverdale Bible was distributed to the whole of England on instruction of King Henry VIII. This was the first printed, complete English Bible in history. Ons maak baie keer die fout. Ons dink die King James is die oudste Bybel. Hy het eers later gekom, want daar's iets wat u moet verstaan. Die Engels wat ons vandag praat, is nie die Engels wat selfs in Engeland 200 jaar terug gepraat is nie. As jy werklik waar na daai Engels moet luister, jy gaan nie verstaan wat die persoon sê nie, en ek wat Engels sprekend is, gaan ook nie kan weet wat dit is nie. Once again, through all the ages, the Bible with all 66 books contained in it remained the same. Then we find in 1537, en ek weet dit klink nou soos 'n geskiedenisles, maar hou vas, as jy nie oplet nie, gaan jy toets skryf na die tyd. So lyk net asof jy belangstel in al hierdie datums. As jy wil, laat my weet, ek sal hierdie notas vir u beskikbaar maak, wat partykeer net lekker is om daar by die huis te hê, om bietjie later, bietjie navorsing te doen. In 1537, Thomas Matthew, known as the Matthew Bible, was complete and in English of that day. But Thomas Matthew was a fictitious name. Thomas Matthew was 'n skuilnaam. Hy was eintlik John Rogers, wat die Tyndale en Coverdale vertalings gebruik het, maar hy het in die kantlyn baie sterk aantekeninge gemaak wat die Romeinse Katolieke Kerk
bietjie veroordeel het vir hulle denkwyse en hoe hulle die woord interpreteer. En koning Henry die 8ste het toe bevel gegee dat hierdie Bybel, this Thomas Matthew Bible, should be distributed in England as the official Bible. And this translation formed the basis of other English translations until the King James Bible. Maar interessant wat gebeur is, hierdie koning Henry die 8ste, het 'n dogter gehad, haar naam was Mary. She later became Queen Mary when her father died, but she was also known as Bloody Mary. Bloedige Maria, ek vloek nou nie, bloedige Maria. Die rede is sy die kerk vervolg. En toe ek dit lees, toe besef ek, Here, hoe kan 'n man, 'n koning, so ambisieus wees, so toegewyd om die Bybel te vertaal en die Bybel beskikbaar te maak aan mense, en dan kom sy dogter, en is die duiwel van self, vervolg die kerk, wil niks met die Bybel te doen hê nie, en sy het die kerk vervolg, en mense wat in die woord geglo het, en so gaan die tye toe verby, en ons vind dat toe sy gesterf het, when Queen Mary died, namely Bloody Mary, her son, King James I, became King of England, and listen what he did. King James I, the son of Bloody Mary, the king announced 54 of the best linguists on the 22nd of July 1604, of which 50% in Hebrew and 50% in Greek, to work on a new translation which became the King James Version. Hy het manne gevat wat die Hebreëse taal en die Griekse taal goed verstaan, die kultuur en hoe die dinge oorgedra word, want mense, kom ons verstaan een ding. My skoonpa vertel my gisterand. Hy sê hy is in Australië, en hy is besig om daar met 'n ouetjie te gesels, en hulle praat Engels. En soos hulle gesels, op 'n oomblik sê hierdie ou vir my skoonpa, yes, like. My skoonpa kyk so, hy sê vir hom, daar's net een taal, daar's net een land waar daardie woord gebruik word, dis Suid-Afrika. Hierdie ou moet Afrikaans sprekend wees, of die taal, en toe sê vir my, hy kom van sy, toe begin Afrikaans praat. Jy sien, daar is dinge wat uniek en eien is aan 'n taal, en wanneer ek iets aan jou in Engels sê, om dit oor te dra, dat die boodskap nie verlore word nie, dat die ware inligting nie verlore word nie, gebruik jy dan daardie kultuur as 'n raamwerk ook. En dis hoekom hy gekom het, hy het gesê, die Engels van vandag, it was called the King's English. That is the way that they wrote the King James Version. En ek weet vandag, ek praat nie van as ek vir my pa of my ma, ek sê nie thou or they nie. Thou was a word of honor towards a king or somebody in authority. Maar vandag sê ons net, en jy sien, daar is die probleem weer, die Engels ontbreek. We say you, maar in Afrikaans, as jy vir iemand in gesag sê jy, is dit gevaarlik. Jy sê eerder ja mama, ja papa, of sal papa, of sal mama, of sal meneer, of sal mevrou. Jy sê nie, jy moet dit doen nie, of het jy dit gedoen. Jy sien, so klein dingetjies soos daai, waar die eintlike boodskap verlore kan word, waar ek eintlik vir jou wil sê, hierdie persoon is met aansien en respek aangespreek, dan moet ek verstaan, dat as ek iets vertaal, dan sê ek, Here, U is die weg, die waarheid en die lewe. In English we say, you are the way, the truth and the life, and we understand that God is in a position of honor, and it is said with reference, but if you read it coldly, it could look like disrespect. So die King James Bible is in 1611, vandag 413 jaar oud.
Die King James Bybel is 413 jaar oud en hy's uit die oorspronklike Grieks en die oorspronklike Hebreëus vertaal deur manne wat werklik waar deur die koning uitgesoek is, wat taalmagtig was om daardie vertaling te doen. En dan vind ons vandag, vir die Afrikaans sprekendes, het ons die 33-53 vertaling direk uit die King James Version, maar ek het mense al hoor wat vir my sê, pastoor, die Afrikaanse 33-53 is die enigste vertaling, hy's reg en al die ander Bybels is verkeerd. Hoe vertaal jy iets en dan sê jy die vertaling is akkuraat, maar die oorspronklike skrywe is vals? Dit maak nie sin nie. Weet jy dat laas jaar 2023 was die Afrikaanse Bybel 90 jaar oud. In 1933 in Kaapstad Hawe het 10.000 gedrukte Afrikaanse 33-53 vertaling Bybels in Kaapstad aangeland en is versprei. Volgende jaar, 2025, is die amptelike Afrikaanse taal in Suid-Afrika 100 jaar oud. Want op die 8de Mei 1925 het Afrikaans eers 'n amptelike taal in Suid-Afrika geword. So ons moet versigtig wees wanneer ons sê een Bybel is meer akkuraat of een is vals en een is reg. Ek het nog altyd gesê, as jy die Afrikaanse Bybel lees en jy wil 'n studie doen, gebruik altyd dan die King James Version saam. Maar ek gaan nou nie verduidelik, want jy gaan vir my sê, maar pastoor, hoekom is daar baie vertalings dan? En mag ons dit gebruik, mag ons nie? Ek sê dit weer, ek persoonlik, vir voorbereiding van die woord en Bybelstudie, gebruik ek die ou Afrikaanse vertaling saam met die King James, maar ek kyk ook na ander vertalings, en ek gaan nou vir u sê wat die volgende rede is. Daar is 3 basiese vertrekpunte wanneer ons kyk na vertalings. There are 3 basic approaches. First of all, there is a word-for-word translation. Nou ek gaan vanmôre vir u sê, ek kan iets in Afrikaans woord vir woord vertaal, en as jy nie Afrikaans sprekend is en jy's Engels, jy gaan sê, wat sê jy hierso? Dit maak nie sin nie. Maar die King James was aanvanklik so na as moontlik 'n woord vir woord vertaling, maar sodat dit nog steeds sin maak. But then we find the English Standard Version, the New King James Version, and the King James Version and the Amplified Bible was die naaste aan 'n woord vir woord vertaling, sodat niks weggelaat of niks gevoeg kan word nie, maar nog steeds dat dit sin maak. The second approach is a thought for thought approach, which is prioritizing clarity and understanding of the meaning of the original language without sacrificing accuracy. So daar gaan jy dalk sê, maar die King James Version gebruik die woord charity. Charity is eintlik 'n ou Engelse woord vir love. So nou skryf hulle nie meer charity, nou skryf hulle love, nou sê mense, is 'n valse vertaling. Dis nie 'n valse vertaling nie. In plaas van charity het hulle love gebruik, want die taal vandag verstaan liefde meer as charity. As ek vir my vrou moet sê, I charity you, sy gaan my kyk en sê, wat gaan met jou aan? En so te loop, so party mense se naam is Charity. Dit beteken net liefde. Miskien was jou mamma en papa so lief vir die kind. So a thought for thought translation, we find the Christian Standard Bible,
the New Living Translation, and the New English Bible, and the New International Version. Hy gaan verskil. Jy gaan nie dieselfde woorde daar kry soos in die King James nie, want dis 'n gedagte vir gedagte vertaling, eerder as om woord vir woord te probeer vertaal. And then the third basic approach is to paraphrase. This method seeks to reproduce the original meaning of the scripture using modern language and expression to communicate the message of the Bible. And an example of that is the Living Bible or the Message. So dis net 'n vinnige samevatting van die Bybels. En as jy regtig waar daai notas wil hê, stuur my net 'n WhatsApp. Sê net, pastoor, kan ek dit kry? En dan e-mail ons dit vir jou, of e-post dit vir jou altans, of ons los dit hier by ontvangs, en u kan dit dan kry, dan kan jy net sien. Maar ek wil dan net, wil nou nie sê afsluiting, dan gaan die musikante vorentoe kom, dan hier so rond staan vir nog so 5 minute. Gee my net so 5 of 10 minute van u tyd nog asseblief, want ek wil hê, jy moenie net met 'n kop vol geskiedenis nou hier uitstap en sê, joh, ek kan nie eers een datum onthou nie, maar toe maar, geskiedenis was ook nie my, ja, los dit ek. Maar ek wil net u vanmôre bemoedig, en ek wil net vir ons gou tuis bring, wat is die woord van die Here, en waar kan ons dit in ons lewens toepas? First of all, the Bible is the word of God. Die Bybel is God se woord. En baie mense dink dat die skrywers, daardie 30 en 15 of 16 skrywers gesit het, met 'n pen in die hand, en soos 'n drukker wat gekoppel is aan 'n rekenaar, in 'n trance gegaan het en net geskryf het. Sien wat gebeur het nie. Deur die Heilige Gees het God die mens geïnspireer, en hulle het geskryf soos die Heilige Gees in hulle kultuur, hulle taal en hulle manier van skryf het hulle geskryf. En asseblief nou nie sê, dat's dan 'n mense. God het die skrif geïnspireer. Niks is geskryf wat God nie erkenning voorgegee het nie. So die Bybel, eerstens moet ons verstaan vanmôre, is die woord van God. Dis nie die woord van 'n mens nie, dis nie die woord van 'n kerk nie, dis God se woord. Psalm 138 verse 2, jy moet huis toe gaan, as jou Bybel het, gaan onderstreep vir al die laaste gedeelte van hierdie skrif. Ongelukkig, in die Afrikaans is daar sekere woorde wat ontbreek, but in the King James Version, the Bible says at the end, regarding the word of God, he says, for thou hast magnified thy word above all thy name. Eerstens, vanmôre, daar is geen naam hoër, groter, meer heilig en kragtig as die naam van God nie. Maar God sê self, hy sê, ek het my woord bo my naam gestel. In ander woorde, God sê, ek onderwerp my aan my eie woord. Kom ons wees eerlik, hoeveel keer het jou vrou of jou kinders vir jou gesê, jy het teruggegaan op jou woord. Papa het gesê, jy gaan dit doen, jy het nie. God sê, as ek iets gesê het, so groot soos my naam is, ek onderwerp my aan my eie woorde. Wanneer God in sy woord sê, ek is jou geneesheer, wanneer die Here sê, ek sal vir jou paaie gelyk maak, wanneer die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoei en belas is, dan sê, ek sal pa staan vir wat ek aan my woord gesê, want ek is God, ek is nie 'n mens wat kan lieg nie. The Bible, van die oudste gedeeltes uit die Bybel is bykans 4000 jaar oud, maar is nog relevant vandag in 2024, want die Bybel beantwoord lewensvrae soos, waar het ek vandaan gekom? Hoekom is ek hier? En dan seker die belangrikste, waarheen is ek op pad? I'm going to go quickly this morning and
Helga, moenie die skrifte op jy gaan nie tyd hê, dit gaan te vinnig gaan. Ek gaan dit kwoteer, maar vir die uitsending onthalwe, laat hulle net die skrifte uitsaai, maar weer eens, as jy notas wil hê, laat my weet, dat jy hierdie skrifte by jou kan hê, want ek gaan vinnig deur dit gaan. First of all, the purpose of the word of God, die doel van God se woord, is in 2 Timoteus 3 vers 15 en 16, tot en met 17, soos ek aangehaal, sê die hele skrif is gegee en is nuttig. But then 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4 says, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these He has given us His very great and precious promises, so that through them you might partake of the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Dis die doel van God se woord vir ons lewens. Tweedens, the word of God produces life. Dit bring lewe voor. Johannes 6 vers 63 sê, the words I have spoken unto you are spirit and they are life. Thirdly, the word of God is creative. Die woord van die Here is kreatief. Psalms 33 verse 6 and 9 says, by the word of the Lord were the heavens made, their starry host by the breath of His mouth. For He spake and it came to be. He commanded and it stood firm. The word of God is light for our lives. Dis lig vir ons lewens. 2 Petrus 1 vers 19. And we have heard the word of the prophets made more certain. And you will do well and pay attention to it, as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. God's word gives understanding in a dark world. Die woord van die Here gee vir ons begrip in 'n donker wêreld. Psalm 19 vers 8 sê, the commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Psalm 119 verse 105 and 130 says, your word is a lamp to my feet and a light for my path. The entrance of your word gives light. It gives understanding to the simple. The word of God is spiritual food. Dit is geestelike voedsel. Mattheus 4 vers 4. Jesus answered and said, it is written, man does not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. God's word causes spiritual growth. Dit veroorsaak geestelike groei. 1 Korintiërs 3 vers 1 en 2 sê, brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not ready to receive it. And then 1 Peter 2 verse 2 says, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Ephesians 4 verse 12 to 15 says that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Nog net 3 dinge wat die woord van die Here is, terwyl die musikante saggies vorentoe kom asseblief. The word of God is seed. Die woord van God is saad. Psalm 1 vers 8, Lukas 8 vers 11. Die Here Jesus vertel die disippels en die om hom die gelykenis van die saaier en dan sê in vers 11, die saad is die woord van God. 2 Corinthians 9 verse 10 says, now he who supplies the seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. The word of God helps us pray. Die woord van God help jou om te bid. In die week, ek gaan nie vir u sê wie dit was nie, maar 2 studente praat met my, ek gesels met hulle en hulle vertel my hulle van hulle verantwoordelikhede binnekort is om te open by die skool. Ek sê, okay, wat moet julle doen?
Julle moet 'n skrif lees en net so 'n minuut of 2 iets daaroor sê en dan moet hulle bid. Ek sê, okay. Ek sê, as julle hulp nodig het, kom praat. Ek sal vir julle 'n bietjie leiding gee. Ek sê, maar hulle sê nee wat, hulle gaan alles maar neerskryf. Ek sê, okay, ek verstaan, jy het 'n raamwerk. Ek sê, maar die gebed, nee, hulle gaan ook die gebed skryf. Ek sê, hoekom wil jy die gebed uitskryf? Nee, dis makliker. Ek wou hulle antwoord, maar toe bly ek stil. As jy gebeds lewe het, kan dit nie makliker wees om 'n gebed te skryf as om 'n gebed net te bid nie. If you have a prayer life, you don't have to read a prayer. You pray from your heart in your relationship to God. En ek kraak niemand vanmôre af nie. If you don't know how to pray, if you cannot pray, it means you don't pray. And prayer is simply this, speaking to God as you would speak to anybody else, but with honor and respect. As jy met jou ma of met jou pa of enige persoon in gesag 'n gesprek kan voer, dan kan jy bid. You say to God what you would say to anybody else. It's as simple as that. As ek my pa as 'n kind gevra het vir 'n guns, as ek my pa gevra het vir 'n fiets of 'n sokkerbal, kan ek mos vir die Here vra. So the word helps us pray. Because John 15 verse 7 says, luister baie mooi, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Nou die probleem is, baie mense sê, pastoor, ek bid al lank. Ek het die Here daarvoor gevra, niks gebeur nie. My eerste vraag is, do you remain in Christ? Is jy in Christus? Is daar verhouding tussen jou en Christus? Of is hy net 'n spaarwiel, 'n noodwiel wat jy gebruik wanneer jy in jou lewenspad papwiele ontwikkel? To ask whatever you wish in the original language means to ask as one who has the right with authority. So wanneer hy sê, as jy in my bly en my woorde in jou, antwoord die Here sê, as daar 'n verhouding tussen ons is, ons vertrou mekaar, jy's gehoorsaam aan my woorde, jy doen wat ek jou vra, jy's uitverkoop vir my, hy sê, dan wat jy ook al vra, vra jy, asof jy die reg het, en die gesag. Dis wat die woord vir ons sê. And then lastly, the word of God is strong in us. Die woord van God is sterk en kragtig in ons. Matteus 7 vers 24, 25 en dan 26 en 27 kom die Here en hy praat oor die huis wat op die rots en die huis wat op die sand gebou is. And he says, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice. Jong mense, kinders, jy raak kwaad vir jou ouers, jy raak rebels, want jy sê jou ma en pa gee nie om, hulle doen nie dinge vir jou nie. Maar die probleem kom is, wanneer mamma en papa vir jou sê om iets te doen, jy hoor, maar jy gaan pas dit nie toe nie. Help nie, jy hoor wat mamma en papa sê, en knik jou kop dat jy verstaan, maar dan gaan doen jy dit nie, en dan kry jy nie wat jy verwag het nie. Kry eerder 'n pak slaag. En dis ons as volwassenes se probleem. Moet nou nie vir jou pa en ma kyk en glimlag nie. Maar ons doen dit. Ons lees die woord, ons hoor die woord, ons beaam die woord, maar dan gaan ons hier uit, ons pas dit nie toe nie.
Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down and the streams rose, and the winds blew and beat against this house. Yet it did not fall, because it had its foundations on the rock. Ons fondasie, kind van die Here vanmôre, is die woord van God. It's the only foundation that you can trust and can rely upon in Jesus' name. Net 'n boodskap dat ek nog langer moet preek. Ek wil vra dat u vanmôre saam met ons sal staan. Ek wil net 'n liedjie sing. En u kan hom saam sing. Hy gaan op die bord wees. It says, I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. Jy het dalk in die verlede staat gemaak op die woorde van mense. Dalk het 'n dokter 'n behandeling voorgeskryf en gesê dit gaan werk en dit werk nie. Ek wil vanmôre sê op hierdie Sondag waar ons die Bybel, die woord van God weer erkenning gee. Sê Here, ek wil vanmôre op u woord staan. Ek wil vanmôre weer seker maak my fondasie is die woord van God. And God, I'm singing this song this morning that I'm trusting you. I'm singing it with conviction. Ek sing dit met oortuiging, want ek glo. Ek kan u vertrou op gesag van u eie woord, waaraan u uself onderwerp. Dat God bereid is om aan sy eie woord onderwerp te wees, maar ons het 'n probleem daarmee. Doen dit, gee ag daarop en pas dit toe. Kom ons sing daai liedjie vanmôre saam voordat ons afsluit. Ek gaan vanmôre vra dat Pastor Nico vir ons die diens sal kom afsluit met gebed. En as u vanmôre nie haastig is nie, u is baie welkom in die voorportaal saam met ons 'n koppie tee of koffie en 'n kolfyntjie te geniet. Dis 'n baie mooi Afrikaanse woord vir cupcake. Dis 'n mooi vertaling, 'n akkurate vertaling. 'n Kolfyntjie. Maar kom ons staan vanmôre saam en dan sing ons. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. You've been so faithful. You've been so true. You've never failed me like I have failed you. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. You've been so faithful. You've been so true. You've never failed me like I have failed you. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. I'm trusting you, Lord. I'm trusting
trusting you. You've been so faithful. You've been so true. You've never failed me like I have failed you. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons, soos wat hierdie lied wat ons gesing het, dat ons in U kan vertrou. Dat U vrede wat diep binne in ons harte beweeg, dat U vir ons ware vrede gee, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dankie vir U getrouheid aan elkeen van ons, dat ons weet waar ons partymal misluk en ons partymal sukkel om getrou te bly, is U altyd getrou. Ons dankie vir die guns oor ons lewens, ons dankie vir die leiding van die Heilige Gees, ons dankie vir die woord wat ons verkoop en ons vernuwe, en selfs as dit die woord sê, U maak ons gebeente sterk, U maak ons gedagtes helder, U gee vir ons hoop en rigting en leiding, U is die lig vir ons voete. Vader, help ons dat ons getrou sal wees om elke stap te neem in oorwinning, en elke stap te neem soos wat U Heilige Gees dit vir ons lei, dat ons gehoorsaam sal wees op die oomblik, op die sekond wat U met ons praat, dat ons nie met onsself sal redeneer, of met onsself sal probeer van die ding af te probeer kry nie, maar dat ons sal weet, dit is U wat met ons praat, en dat ons sal doen in geloof, soos wat U van ons vra. In Jesus naam, amen. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die lang geslag, sal die dag die Here wees wie, want die lam is altyd daar. Ons gaan juig, ons gaan juig, ons gaan juig, ons gaan kroon, die lam geslag, sal die dag die Here wees wie, want die lam is altyd daar. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die lam geslag, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die lam geslag, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die lam geslag, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ons gaan juig, ons gaan juig, ons gaan juig, ons gaan kroon die lam geslag, en sal dit daar nie heerlik wees nie,